Moenie jou so opwen nie. Ons is al amper daar. Ek wil teruggaan. Later, dwergmannetjie, later. Jy het my tot in die diepte van my siel teleurgestel, Emmenrich. Ek kan nie verstaan hoekom jy so mor nie. Vlieg is glad nie onaardig nie. Dis vir my baie lekker en ek geniet dit. Ek raad dit. Ek kan dit nie verdra nie. As ek afkyk, voel ek sommer naar. Ek het gedink jy's 'n vriend van my. Hoe kon ek so blind gewees het? Ek moes jou dwing omdat jy nie van self wou saamkom nie. Hou jou kop stil. Ek moet afval al my bene breek. Sit my neer as my nou laat dadelik. Ag, toe, dit was glad nie so erg nie. Jy het dit oorleef. Ons is daar. Akka. Ek vra om verskoning vir die vroeë oggend, maar ek kon nie anders nie. Saggies. Goeiemôre. Kom ons stap soontoe, Emmenrich. Niels moet liewer nie hiervan hoor nie. Wat is dan verkeerd? Jy's vandag in 'n baie slegte bui, dwergmannetjie. Wat verwag jy? Ek is met geweld hierheen ontvoer. Hoekom hoor jy nie eers wat Akka te sê het nie? Dan kan jy besluit of jou besoek hierheen nutteloos is of nie. Nou kom ek nou hom luister. Hy gaan my net allerhande leuns oor Nel staan en vertel. Dis baie onbeskof van jou om so van Akka te praat. As Akka sê hy het iets belangriks om oor Niels te vertel, dan is dit belangrik. Wat wil jy vir ons vertel het, Akka? Die knaap het my in die afgelope tyd baie vreugde verskaf. Hy het bewys gelewer dat hy 'n goeie hart het. Hy het Martin die gasmannetjie van verdrinking gered en hom sy laaste stukkie brood gegee. Hy het verkies om eerder te sterf van honger as om sy vriend in die steek te laat. 'n Paar weke gelede het hy sy eie lewe gewaag om 2 eekhoringkindertjies in die woud te gaan soek. Hy het hulle self aan hulle moeder terugbesorg. 'n Boer het die eekhoringmoeder gevang want hy wou haar aanhou as 'n troeteldeertjie vir sy kinders. Die arme dingetjies in 'n hok toegesluit en was rasend van bekommernis oor haar 2 klein kindertjies. Nie een van die mense het haar jammer gekry nie, net Niels. Hy het haar beloof hy sou help, alhoewel hy goed geweet het dat Smirre die vos op sy spoor was. Ten spyte van sy eie vrees en benoudheid oor die vos wat hom jag, het hy nogtans tyd geneem om die kleintjies gerus te stel en alles mooi te verduidelik. Hy het baie versigtig en liefdevol met hulle gewerk. Ja, Niels het werklik in woord en daad verander. Jy praat verniet met my, Akka. Ek glo nie een woord nie. En ek herinner my nog al te goed aan 'n tyd toe Niels glad nie liefdevol en versigtig met diere gewerk het nie. In sy tuisdorp in West-Wemenhuik praat die mense nog steeds daarvan. En dat die gansmannetjie Martin vandag sy beste vriend is, wys jou net hoe dom so 'n plaasgans kan wees. Ek moet eerlik byvoeg dat Martin daarom altyd 'n besondere goedhartige gans was. Hy het daardie kaap om daarom afgeknou het. Ek is vandag nog woedend kwaad as ek net aan sy gemeene streke terugdink. En wat het hy nie sy ouers alles aangedoen nie, hè? Hy was lui onbeskof. Hy het soos 'n groot speld verdwyn as 'n mens hom roep. Hy het nie een Sondag saam met hulle kerk toe gegaan nie. Hy het sy ouers ook mooi met hom gepraat. En in plaas daarvan om 'n hand by te sit en sy vader te help, het hy die diere getuister. As die mens hom gevra het om iets moois te doen, soos byvoorbeeld uit die Bybel te lees, het hy sommer in die slaap geraak. Of hy het net in die lug gestaar en kattekwaad uitgedink. Van soggens tot saans was sy kop vol allerlei kwajongstreke. Alwaarin hy kon dink was om die lewe van mens en dier te versondig. Is absolute wonder dat daardie klein hamstertjie vandag nog met hom praat, want hy die arme dingetjie heeldag en elke dag laat deurloop. As Niels mos versorg het hy lankal van honger omgekom. En wat van jou eie storie? Jy kan dit hoor as jy wil. Nee, dankie. Ek het al meer as genoeg daarvan gehoor.
sal jy die knaap nooit ooit kan vergewe nie. Jy wil maar net nie glo dat hy geheel en al verander het nie. Hy is nie meer dieselfde stoute rakker nie. Jy verwyd hom nog steeds vir al sy kwaaijongstreke van vroeër. Jy is gemeen en hardvochtig, dwergmannetjie. Toe broodjie. Ons het jou opsien niks gemaak nie. Liefdevol en versigtig. Alle grappies op 'n stokkie. Ek kan maar eerlik met jou wees. Kwaaijong soos Niels sal nooit verander nie. Dit was dalk 'n nagmerrie. Wat daarvan, het maak nie saak nie. Ag, jy dink net altyd jy weet van beter. Dis die waarheid. Hoekom bly jy nie liewer 'n rukkie hier by ons en dan kan jy self sien hoe die knaap om deesdae gedra. Dan kan jy vir ons wys of dit waarheid of beter weterigheid is. Maak jou Kan dit nie 1 minuut langer uitstaan nie. Dis nou genoeg. Vir eens en vir altyd klaar. Ek verbeel hom my skamma so slim. Ek laat my nie langer so beledig nie. Is nou genoeg. Moet jy so keel opsit? Ek sê jou weer, jy steel my se gemeene spreeu. Dis 'n spreeu. Ek het die beste kosplekkies ontdek en Lashout is gewoonlik sy snavel daar kom insteek. Wat is dit nou? Hoor jy dit? En hy steel hom skynbaar nie eers daar nie. Niemand kon 'n oog toemaak nie en hier slaap hy ewe rustig. Nou is my geduld heeltemal op. Staan op! En dit maak seer, wil jy al my vere uitpluk? Of wat gaan met jou, Gustar? Moenie jou so dom hou nie. Dis alles jou skuld dat ek 'n lasse stry gekry het. Maar hoe, ek het vas geslaap. Jou maag brom so hard dat ons nie een kan slaap nie. Jy stel my in die verleentheid verskoon tog. As Lasse nie wakker geword het nie, sou ek rustig alleen ontbyt geëet het. Ek's jammer, Gustar. Martin, Pynlik. Gaan slaap nou weer sodat jy môre uitgerus is. Ons het natuurlik nie daaraan gedink het nie. Hier sal hulle my nie kan hoor nie. Ek het lekker geslaap. Môre Martin, hoekom lyk jy so kwaai vanoggend? Dit was nie my maag, dit was joune. En wat daarvan? Gustar het my tot in die grond toe beledig voor al die ander. Hy het gesê hulle het nie een gisteraand 'n oog toegemaak nie omdat my maag kampdag so hard gerammel het. Ag, wat is dit maar al? Ek het gedink daar het iets vreesliks gebeur. Ek is honger. Is dit al wat jy te sê het, Niels? Hulle het my aangeglier asof ek die laagste miskryer is en jy vra my nie eers om verskoning nie. Hoekom moet ek jou dan om verskoning vra? Gemeen! Loop, gaan kry vir jou iets om te eet. Was dit met opset geweest? Kan jy moontlik vir my van so iets verdink, Gustar? Kom ons nooit aspers vir jou raak gegooi het nie. Erewoord. Dis jammer, jy kan jou nie van agter sien nie. Ek dink die kleur pas jou. Wat bedoel jy daarmee? Jy's van voor of agter ewe snaaks. En wat lyk snaaks? Gaan kyk in die water as jy wil weet. O, so, kan julle twee miskien van my sê of julle nie toevallig iets aardigs gesien het terwyl julle takbessies rondgesleep het nie? Nee, ons het nie die bessies lyk altyd so lekker. Ek proe lekker. Moes die afgelope tyd daarom baie gereën het. Oh, my vas nie, ek voel so by hele hoofd. Ek gly af. Krummel? Krummel! Oh, shoot, dit was amperkies. Niels! Dis ons appel daar. Gaan ons dit deel? Ja, natuurlijk. Moet dit nie wegstamp nie. Wat sukkel jy so vreeslik? Gryp hom vas. Is nie so maklik nie. Wag,
ek kry nie uit nie want die stroom is te sterk. Niels, help! Krummel! Kry nie bo. Niels, help my! Probeer aan die steeltjie vashou. Ja, gee my jou hand. Of probeer liewer oorspring, ek sê jou kans. Laat die afval, ek gaan ook in die water wil, ek kan nie laat vashou nie. Krummel! Ek gaan in die water, ek hou hom vas. 'n Mens kan 'n appel eet, jy kan nie van beloftes leef nie. Ek wil die appel hê. Dis my appeltjie. As ons hom rol, sal dit makliker gaan. Ek het die appel gered. Ek het nooit geweet dat 'n appel so swaar kan wees nie. Het jy geweet daar bestaan sulke groot appels? Hoe lekker. As daardie liderlike dwergmannetjie ons nie getoer het nie, was dit nie so groot nie. Ek haat daardie dwergmannetjie. As ek hom ooit weer raakloop, sal ek hom gryp en sy nek omdraai. Net tot ek hom in die hande kry. Dan sal hy jammer wees. Ek sal daardie monster gryp en in 'n hok toesluit en dan sal ek hom op sy groot neus en dan trap ek ook nog op hom. Ek sal hom in die grond instap en dan sal ek op hom spring. Net so op en af, op en af. Hoor jy daar? Vat my dadelik huis toe. Ons het eeue lank 'n stukkie appel. As dit nie vir my was, sou ons die eers een gehad het nie. In 2 gelyke deeltjies. Iemand wil ons appelkop steel. Kan jy al iets sien? Dit lyk so smerig. Kan dit weg wees? Ag, as ek nie gou iets kry om te eet nie, sal die mooiste jakkals in die hele woud van hongersnood sterf. Maar ek laat my nie so gou onderkry nie. Ek sal my uiteindelike sterfte met trots en waardigheid tegemoet gaan soos 'n groot jagter betaam. Ek kan nie eers my kop hoog hou nie. Ek moet seker 'n toonbeeld van ellende wees. Hy het 'n stif in die neus gekry. Hy's op iemand se spoor. Ek hoop nie dis ons nie. Hy is agter die swane aan. Ag, hoe verskriklik tog. Hulle is vas aan die slaap. Ons sal iets moet doen. Dit gaan vorentoe smaak. Nou! Niels Olsson, dat was die laaste poets in jou lewe. Ja! Nou toe, is jy nou oortuig? Dis nou die Niels van wie ons jou vertel het daai. Ek het nie gekyk nie, ek was toevallig in my eie gedagtes verdiep. Ag, jy skoon gek, dit alles baie goed is. Daar sy. Is alles verby, Niels? Jy het nie meer 'n kat se kans nie. Jy moet my eers vang. Onder die wa. Hy durf nie nou nader kom nie. Hy sal 'n ander skelmstreek moet uitdink. Jy moet nie meer pad nie, ou lafaard. Jy sal dit tog nie waag om so naby aan 'n mens te kom nie. Lafaard! Jou verfoeilike klein luis. Ek sal jou kry. Kom. Wat is dit? Wat kan het? Wat is daaronder? Wat is het? Jakkels. Wat maakt daar jakkels? Wat zoekt u? My pragtige prooi pelsvel gesmeed.
laat dis alles reg, ons is tuis. Gou, help Wat my. is nou so soort kereltjie is jy? Dit sal ek vir jou later vertel, is nou 'n bietjie moeilik. Hey, wat maak hier? Ek is nie onder kalkoen. Ek gebruik nie dink jy ek weet nie wat 'n ketting beteken nie. En solank ek net nie te naby kom nie, is ek heeltemal veilig. Sy naam is Smirre. Hy wil ons twee opvreet. Hy volg ons al weke lank deur die hele Swede. Hy is seker van Loetjie getik. Wat wil hy met julle maak? Julle twee goggaatjies saam sal nie eers 'n snoepappie wees nie. Nee, dis oor iets anders. Ek het 'n gans by hom weggeneem en nou wil hy wraak neem. Ons moet hy vos uitroei. Dis vir my 'n plesier om te kan help. Ek het lanklaas sappige vosbeentjies tussen my tande oorkrag. As julle net weet hoe ek 'n vos verafskiet. Klim op my rug, kleintjies, daar is dit veilig. Toe klim gou. Baie dankie. Hoor weg. Kom nader. Wees versigtig. Hy is liewer as wat hy lyk. Daarvoor sy jy lank moet wag. Ek is veelste uitgeslaap vir jou vriendjie. Elke vos verbeel om my so sap. Ja, maar hierdie keer is dit toevallig waar. Het niemand jou gewaarsku nie, weet nie hoor nie, sal moet voel my liewe hond. Ek kan wag, ek het baie tyd. Buitendien die boer sal net nou opdaag vir my kos bring. Die boer kom, dis vir jou 'n grap. Jy probeer my natuurlik net bang praat. Ag, amperkies het ek jou jammer gekry, jou arme hond. Om so onwaardige bestaan te moet voer, jou hele lewe lank vasgemaak in 'n swaar ketting. Nou ja, wie weet hoekom jou baas dit doen. Waarskynlik is jy te dom om losgelaat te word, jou arme getuisterde ketting. Gaan nie dan bly nie. Hy sê nie so gou toe opgooi nie. Ja, hy wag sy kans af. Kom ek hier, dan wys ek jou hoe dom ek is. Ek word aan 'n ketting vasgemaak omdat ek so kwaai is en almal is bang vir my. Hulle durf my nie meer loslaat nie, want ek is die grootste en die sterkste hond in die hele omgewing. Wag 'n bietjie, ek het 'n plan. Kom saam met my in die huis en dan vertel ek jou. Goed, ek maak so. Die arme klein hondjie het sy snoese gehou, hy gaan wegkruip. Hy seker bang wille vos sal sy snorbaartjies uitpluk. Moet my nie uitkoggel nie, ek laat my nie deur 'n vos beledig nie. Hoe kan jy sê ek bespot jou? Ek praat dan net die waarheid. Ek waarsku jou, ek verloor stadig aan my humeur. Nou, toe nou. Die arme klein hondjie verloor sy humeur, wie sou dit kon dink? Wat dink jy, Niels? Kan ons maar? Ja, ons kan lostrek. Ek weet nie wat gaan lostrek nie, maar ek staan gereed. Ek trek los! Jy gaan res op sy vos, daar is de los! Ek val eendag in die water. Ek hou jou pote tuis. O nee, ou Vossie, jy het nou die geleentheid om elke woordjie te herhaal. Jy weet mos, 'n jakkals kan nooit die waarheid praat nie. Hoe gaan dit met jou, Smirre? Baie goed, dankie. En nou sal dit nog beter gaan. Ek sal liewer niks vra nie. Jy kry 3 raaiskote. Hoe durf jy so iets wag? Jy lendeling maak my los. Wys net weer jou tande, Vos. Ek wou net met hom gesels het. Ek het so styf mooi. Daar sê. Moenie so te neergedruk lyk nie, Smirre. Dis nie so erg nie. Jy gaan nog 'n fantastiese waghond op die plaas word. Jy sal gou leer om te blaf. Goed, Nils, hierdie keer het jy gewen, maar ek sal jou eendag terugkry. Hou nou op om my kind te dreig. Nou is jammer. Tot volgende keer, Smirre, ons moet nou gaan. By Fossie. Moet jou nie verbeel dis die laaste sien van die blikkantien nie, my ou seun. Hoor jy my? Ek sal my nog by jou afreken. Ons moet dadelik terug gaan, anders sal Akka kwaad word. Dit was Emmenrich en hy het die dwergmannetjie saamgebring. Miskien is die dwergmannetjie roep dat hy ons vergewe het. O, ek hoop so. Sou fantasties wees. Hoera! Al die toeverry is verby. Ek kan uiteindelik weer 'n regte seun word. Nou toe, wat het jy besluit? Ons het die hele oggend al agter die knaap aangevlieg en ons het alles gesien wat hy gedoen het. Toe, sê ons, wat was jou indruk van hom gewees?
Ek kon nie eintlik so mooi sien wat hy alles gedoen het nie. Hy was te ver weg gewees. Dis baie eienaardig. Hoe is dit dan dat ek alles baie duidelik kan sien? Ek is so bly. Niels. Die towery is verby. Ek kan huis toe gaan. Ek kan pappa en mamma weer gaan sien. Ek mag uiteindelik huis toe gaan. Hoor jy hoe bly is hy? Die knaapie wil huis toe gaan. Hy verlang baie en hy het dit verdien. Jy kan hom gerus nou vergeet. Ag, ek smeek jou. Oh Ek sal weer ja. net so groot wees as wat ek was. Yay! Joega! Wat? O, allergoeistetjie. Vat my huis toe. Wag net so, Piet. Nee, nou dadelik. Is dit regtig jou laaste woord? Ja, my heel laaste woord. Ek wil onmiddellik huis toe geneem word, hoor jy? Ja. Ai, dwergmanie. Dis nou nie so verby nie. Ag, hulle vlieg weg en hy het nie eens een keer met my gepraat nie. Daar's geen sin daarin om langer hier te bly nie. Ons vlieg verder na Lapland. Julle het gehoor wat Akka gesê het, ons vertrek. Lapland! Maar dit sal nog 'n rukkie wees voor ons daar aankom. Niels, Ja? Nou goed, ons gaan op Lapland toe. Ja. Ons kom Martien. en asjo. Ons vlieg Lapland toe. Ja, Lapland. Ons vlieg Lapland toe. Hulle het almal uitgesien na Lapland, maar soos Gunnar gesê het, sou dit 'n rukkie duur voor hulle bestemming sou bereik. Iets het gebeur wat hulle vlug onderbreek het. 'n Skoot het geklap en Martien het alle vlugbeheer verloor. Niels en Krummel het in die see geval. Die visserman Asbjørn het hom gered en aan die vioolspeler Clement verkoop. Voor Niels kon begryp wat gebeur het, het hy alweer in 'n pretpark beland waar hy die toeskouers moes vermaak, maar daarvan vertel ons julle volgende keer.